Goeiemôre. Jy luister na die 92ste oordeenking in die reeks, Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is vreugde en hoop uit die pynhoop van die lewe. Ek het gister verwys na die lewe van Hiro Onoda, die man wat vir 29 jaar na die Tweede Wêreldoorlog beëindig is, aanhou veg het. Vanoggend wil ek julle van 'n ander man vertel wat in daardie oorlog geveg het. In 1944 is Jürgen Moltmann as 'n 16-jarige opgeroep om vir Hitler en Nazi-Duitsland te veg. Hy het in 'n ongelowige huis groot geword, was uitmuntend in wiskunde en wetenskap en wou juis in hierdie rigting verder studeer. Maar soos miljoene ander jong Duitse seuns is hulle gedwing om hulle boeke vir gewere te verruil. Moltmann was nie 'n volgeling van Hitler per se nie, maar hy het gevoel dat elke jong man die verantwoordelikheid het om sy land te verdedig. Hy het in die vooruitsig van die aaklighede wat voorlê, Goethe se gedigte en Nietzsche se boeke saam met hom geneem. Hy het in die lugafweer afdeling diens gedoen tydens die beleg van Hamburg, waar 40.000 mense hulle lewens verloor het. Dit was een van die mees destruktiewe en intenste aanvalle wat die wêreld ooit gesien het, en die hele stad het in 'n vlammehel opgegaan. Sy vriend, wat langs hom gestaan het, is juis deur 'n lugaanval aan flarde geskiet, en Moltmann is saam met ander soldate gedwing om oor te gee. Dit was April 1945. Hy is as oorlogsgevangene na België geneem, toe na Skotland en uiteindelik na Norton Camp in Engeland. Hy vertel hoe die terugflitse van die oorlog hulle dag en nag gemartel en gepynig het. Herinneringe was soos aanhoudende stenigings. Hy het die fisiese dood vrygespring, maar geestelik het hy gesterf. Die goeie lewe, om dit so te stel, het vir altyd vir hom uitgeloop. In Skotland moes hulle handearbeid doen en onder andere brûe en infrastruktuur regmaak wat in die oorlog verwoes is. As jy as oorlogsgevangene weggeneem word na 'n vreemde land, is die afwagting dat jy daar moontlik gemartel gaan word. Maar die gasvryheid van die Skotte het hom verras. En terug in die kamp het hulle egter fotobeelde gesien van die konsentrasiekampe in Buchenwald en Bergen-Belsen. Hulle het aanvanklik gedink dit is propaganda, maar mettertyd besef dat die beelde wat hulle daar gesien het, waarvan hulle nie geweet het nie, inderdaad deur hulle eie moederland aan ander gedoen is. Hulle het in hierdie beelde hulle self gesien deur die oë van die slagoffers van daardie oorlog. 'n Diep skaamte het hulle oorkom, en die herinneringe wat hulle self beleef het en daardie fotobeelde kon hulle nie uit hulle gedagtes kry nie. Moltmann het saans Goethe en Nietzsche gelees, maar dit het hom geen rus vir sy siel gegee nie. Hier in Skotland het 'n Amerikaanse kapelaan vir hom 'n Bybel gegee, een van daardie met die Nuwe Testament en die Psalms. Vir die eerste keer in sy lewe het hy deur die Bybel geblaai en dit verder begin lees. Toe kom hy af op Psalm 51, die Lutherse vertaling. Hy lees die woorde: My smart vreet my van binne af op. Vir die eerste keer in sy lewe het hy gevoel of iemand hom verstaan. En daardie iemand kon niemand anders wees nie as die Here voor wie Dawid gekniel het. In 1946 is hy oorgeplaas na Norton Camp, Engeland. Die kamp was bestuur deur die YMCA, Young Men's Christian Association. In Psalm 51 en ander is ook Christelike boeke soos Reinhold Niebuhr wat hulle vir hom gegee het. As ook deur die liefde van sy voormalige vyande het Jürgen Moltmann tot bekering gekom. Jare later skryf hy: Ek het nooit 'n keuse vir Christus gemaak soos dikwels van ons gevra is nie, maar ek is seker dat daar en dan, in daardie donker put waarin my siel afgeruk was, het hy my kom vind. Terug in Hamburg, 'n stad platgevee in hooploosheid, het hy teologie gaan studeer, 'n studentepredikant geword, later dosent in teologie,
en uiteindelik die bekendste en mees invloedryke sistematiese teoloog van die 20ste eeu. Jürgen Moltmann is verlede jaar op die 3de Junie in die ouderdom van 98 jaar oorlede. Sy geskenk aan die mensdom is een van die kosbaarste skatte van een van die getrouste disippels van die Here. Moltmann het vanuit die pynhoop van Hamburg in die Tweede Wêreldoorlog, vanuit die diepste donkerte van die siel, aan die wêreld 'n visie van lig en hoop en lewe gebring. Want daar het die Here Jesus hom kom soek en hom kom vind. Oor die volgende paar oggende gaan ek aansluit by Jürgen Moltmann en sy perspektief op die goeie lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, as hierdie planeet maar net 'n oomblik tot stilstand kon kom en kan begryp dat hierdie lewe nie so hoef te lyk nie, dat u koninkryk 'n plek is van vrede, van geregtigheid, van lewe vir almal. Here, hoe anders sou dit wees? Dankie vir elkeen wat u deur die eeue gestuur het, wat 'n visie en 'n geloof hierin behou het, en alles gedoen het om die aangesig van hierdie planeet vir altyd te verander, omdat ons in u aangesig leef. Laat skyn tog u geregtigheid, u liefde, u lig, elke dag oor die ganse aarde, dat ons as mensdom kan leef voor u. Al voel ons so onmagtig, ons lewens so bitter klein, soms so diep in 'n donker put, vra ons Here, dat u ons elke keer weer kom haal. Laat tog u koninkryk kom. In Jesus naam smeek ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.